Goeiedag en welkom by vandag se boodskap. Ons werk steeds deur Richard Rohr se boek Breathing Underwater, waarin hy die 12 stappe van die AA-program gebruik om ons geloof te verdiep en geestelik getransformeer te word. Nou, vandag se stap gaan 'n klein bietjie langer wees, omdat dit 'n baie sensitiewe en moeilike stap is. Stap 9 sê, het reggemaak met die mense wat ek seer gemaak het, waar dit moontlik was, behalwe op so 'n manier of op kere waar dit hulle of ander sou benadeel. Rohr noem hierdie een van die moeilikste, maar bevrydendste stappe van jou lewe. Stap 8 se doel was om 'n lys te maak van die mense wat jy seer gemaak het. Stap 9 is om werklik die stap te neem om dinge reg te stel. Rohr herinner ons, die enigste pad uit die siklus van seer kry, is deur vergifnis. Anders dra ons net die pyn weer oor na die volgende slagoffer op ons lys. Hierdie stap gaan nie daaroor om wonde roekeloos oop te krap nie. Dit gaan oor om herstel te bring waar dit veilig, eerlik en liefdevol is. Soms beteken dit 'n verskoning en ander kere beteken dit 'n verandering in gedrag. En ek wil 'n uitroepteken hierop plaas. Dit beteken altyd nederigheid. Hierdie stap is baie sensitief. En ek beveel aan dat jy Richard Rohr se boek self lees of leiding soek by 'n AA-groep, 'n beraader of 'n ander wyse bron. Want daar is 'n fyn lyn tussen om reg te maak en om weer seer te maak. En juis omdat dit so sensitief is, het ek besluit om direk uit Richard Rohr se boek aan te haal oor stap 9, waar hy sê, die 12 stappe gaan oor 2 dinge, om reg te maak en om te keer dat ons mekaar verder seer maak. Te veel ywerigheid op hierdie stap, deur net weer eens die beans te spil, skep dikwels 'n hele nuwe stel probleme. Baie mense het eenvoudig nie die regte gereedskap of filters om inligting te verwerk nie. Hulle misbruik dikwels sonder bedoeling dit wat jy gesê het, en dan draai dit op 'n situasie wat ons nie voor gevra het nie. So selfs die mees opregte mens kan baie skade doen met inligting waarvoor hulle nie reg was om te hoor nie, en maak dikwels haastige oordeele wat nie waar of nuttig is nie. So hierdie stap gaan dus oor aangesig tot aangesig interaksie. Iets wat Jesus self altyd vooropgestel het, eerlikheid, menslike kontak, en dat jy die deur aan jou kant oopmaak en dit oophou. Jesus gee 'n goeie riglyn vir 'n genesende gesprek in Matteus 18 vers 15. As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg, en hier is die belangrike gedeelte, waar julle een kant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. En dit is Jesus se raad aan ons. Versoening is persoonlik. Dit eindig nie altyd perfek nie, maar dit begin altyd met moed en nederigheid. Rohr sê, die wonderwerk is nie dat ander altyd ons versoening aanvaar nie, maar dat ons self getransformeer word deur vergifnis aan te bied. Dit maak die deur van ons hart oop, sodat God ons regtig kan transformeer. Daarom, selfs in die donkerste oomblikke, situasies en plekke van die lewe, is daar werklike lig wat in die duisternis skyn, en die duisternis sal dit nie oorweldig nie. Want God se genade is altyd groot, en God se lig skyn altyd, selfs deur die donkerste plekke. So vra jouself vandag, is daar iemand na wie jy vandag moet uitreik? Nie met verskonings nie, maar met eerlikheid. Kan vandag dalk die dag wees waarop jy die kettings van 'n wrok wat jy gehou het, breek? Dink aan 'n gebreekte brug. Vergifnis is soos die planke wat een vir een neergelê word, sodat die pad na mekaar weer moontlik word. Kom ons bid saam. God van ontferming, gee my die moed om te herstel wat ek gebreek het. Wys my waar ek moet optree, wanneer om te wag, en hoe om in nederigheid te stap. Wys my om my gedragspatrone te verander, en dat U my verander. Help my om my verhoudings weer heel te maak, deur U genade, en laat vrede groei, waar diepe pyn eens was. Amen.